Bob, dankie vir jou tyd. Is lekker om 'n bietjie, jy weet, ons het nou vanmôre so ek sê RMIS en Graan SA en die NPO en die manne het gesels, jy weet, oor juis al die ek wil sê die rolspelers, jy weet, in die waardeketting in die vee-industrie en goed en maar ek wil sê hier sit julle ouens is sekerlik die belangrikste is die boere op die grond, jy weet, is die veeboer. So is lekker 'n bietjie met jou te gesels en ek wil amper sê ek wil sê agter die kap van die bel te kom, wat is die goed, die sleg en wat is die geleenthede. So ja, so vertel ons 'n bietjie meer van jou boerdery, die beesgenootskap wie julle is en wat gaan aan. Ja, ek dankie eerstens vir die geleentheid. Dit is lekker wat ons stem ook gehoor word in die hele waardeketting en goeie. So dankie daarvoor vir julle. Ek self boer maar tennis in se wêreld, gemengde saai en veeboerdery, stoet Afrikaners. Ons genootskap is klein, maar ons nog daar en ek dink ons het 'n baie unieke produk nog. Ons het regtig waarde wat ons daaruit kan bied nog vir die hele veebedryf. En dit is vir my baie lekker. Dit is die stoetdeel is my plesier eintlik in my werk. Saaiery is seker lekker, maar dit is die harde werk. Dit is die moeds doen. Die stoet is die lekker deel wat jy van hou en die beplanning en die hele die opwinding rondom die teeling en die nuwe kombinasies en jy is altyd kan nie wag eksperimenteer. Jy kan nie wag dat daai bil wat jy nou die verwagting het, se kalvers daar kom en jy kan sien hoe werk dit en goed. So dit is my regtig groot plesier in die lewe daar. Wat is daai in terme van ek wil amper sê kom ons praat 'n bietjie oor die Afrikaners. Jy weet wat is die geskiedenis? Jy weet ek wil sê wat is julle uitdagings? Jy weet ek weet julle het natuurlik onlangs met jy weet die nuwe brandeisers nuwe handelsmerk. Jy weet, so ek wil amper sê dis nou so dis waar die Engelse woord nou rebranding so van pas is. Kyk, ons ryk geskiedenis kom ons in die oudste beesras in die land en ons is talryk gewees en ons het minder geword en ons het die groot trek gedoen. Hoe oud is die Afrikaner? Ons is 1912 gestig, so ons is nou al amper 115 amper. Ja, 113 jaar. Ja, ongelooflik. So, dis 'n ryk geskiedenis en ek dink die meeste burgers in die land het eintlik 'n koneksie met 'n Afrikaner iewers. Almal wat ek ontmoet so van my oupa het op die plaas gehad, hy is ook altyd lief vir die beeste. Ons is mense in die stad en goed. Nou interessant, dit is lekker, die geskiedenis, maar dit is ook iets wat ek dink ons in die verlede bietjie teruggehou het. Ons te sentimenteel na die bees gekyk en nie noodwendig na die produksiekant verbeter soos wat ons moes altyd nie. Hoekom wil ek sê het dit gebeur? Snaaks nog, ek trek alles eintlik terug na die sentiment toe. So dis juist dis die liefde vir dis nie meriete nie, dis die liefde van die saak. Dis die liefde van die bees wat dit eintlik veroorsaak het. Nou, ek kan dit nooit verkeerd praat, die liefde nie om met lief wees vir dit. Ja. Maar tog het dit die vordering onder druk. Ek bedoel vroeër was dit 'n groot storie, net mag hulle nie onthoring nie, die horings is mooi en goed is. Maar dit is moeilik om met 'n bees met horings te werk. En dit is byvoorbeeld iets wat ons terughou het, ja. Ja, so ek dink waar ons nou staan, ons is 'n nuwe brand, ons het 'n doelbewuste besluit gemaak in die genootskap, luister, ons gaan ons produksie maksimum verbeter. Ons gaan diere daarstel wat kompeterend is met die ander beesrasse in die bedryf. En ek dink tog as mens kyk na Sangha-rasse, is ons produksie eintlik regtig top. Ons gaan moeilik vergelyk met 'n komposiete ras, 'n Beefmaster, 'n Bonsmara en daai. Maar ons het tog eienskappe wat ons kan bring. En kruisdeelstelsels dink ek
jy het of 'n Bos-Indicus pad wat jy gaan loop, of jy het 'n Sangha pad wat jy gaan loop gewoonlik. En ek dink daar staan ons nogal uit. So Wat Bob, ek wil net 'n bietjie teruggaan wat jy nou, jy weet die Afrikaners oudste beesgenootskap. Wat was daai, as jy nou terug in die geskiedenis dink, weet hoeveel beesrasse is daar? Net 25 plus ek 5 of 27 raai. Ja, is actually is malligheid, jy weet, en ek dink daar is seker 5 of 6 rasse wat heel moontlik 80% van die mark is, maar wat is waar het al hierdie beesrasse? Kyk jy nou natuurlik, mense het omgewing, jy kan nie net een ras hê en ek sê dis mos nou ek sê die obvious, maar hoe dit gebeur dat al hierdie, ek wil sê anders 24 rasse hier om uitgepop het. Snaaks genoeg, baie van die rasse wat ons praat en wat gewild is vandag gedoen, is uit 'n kruising uit geteel. Baie van hulle is eintlik uit Afrikaners uitgeteel. Ons Mara voorbeeld, Hugenote, daar's nog ander. En ons Mara grootste, ja, sê grootste. En dit is weer eens die kombinasie van 'n Taurus tipe en dan 'n Sangha, of as jy nou vat 'n Brevert byvoorbeeld, is 'n Brahman en 'n Hereford. So oor die algemeen het jy een van twee keuses gehad. Dit is 'n Indicus of 'n Afrikaner of Sangha tipe dan, waarmee jy gaan kruis. So daar het ons diep spore getrap. Ek het weer eens wat ek nou baie aan dink, is die gewilde kruise, kommersiële kruise. Afrikaner Simmentaler, Afrikaner Sussex, Afrikaner Angus. Hier veral in die 80e jare was dit amper elke kommersiële beesboer se koeie het daar uit daai kruise uit bestaan omtrent. En ek dink tog, as ons terugbeweeg soontoe, daar is waarde daarin. Bloot op die pleinweg gestel Basterkrag, 'n mooi woord na heterose. Ja. Maar daar is tog waarde daarin teenoor 'n kompositoras. Een voorbeeld is, sê nou maar daar's 'n fout met kalfprobleme, dis een generasie maak die fout reg. So dink jy vereiste is net, jy moet nog steeds die beste van al twee rasse in jou kombinasie gebruik. En dit is nou weer wat ons genootskap se werk is, voel ek. Ons moet aan daai kliënt of kommersiële boer dan kan verseker dit is die kwaliteit wat ons jou bied. En ek dink dit is seker die grootste doel van die genootskap. Ja. Om daai kwaliteit te so ons het nou gepraat weer in terme van die kommersiële boere en so aan. Hoe naby beweeg julle daar in terme van om te verstaan? Jy het nou 'n interessante ding genoem van die geleentheid vir samewerking met ander beesgenootskappe. So ek wil amper sê, wat is daar? Hoe lyk daai wêreld in terme van notas vergelyk? Ek ja, dit is nog 'n bietjie 'n breinkind hier in my kop. Ek dink ek sê ons is nie naby genoeg nie. Ek dink regtig ons moet nader aan die kommersiële boer kom. En ons moet nader ons moet vennote kry. Ons moet met ander rasse gaan saamwerk, want baie van daai rasse sit met dieselfde probleem. Hulle mark vir die suiwerdier is baie klein en beperk. So hulle teiken is 'n kommersiële boer wat hopelik dan gaan kruis met hom. So ek voel net ons moet op die punt kom wat ons nie hoop die kommersiële boer kom na ons toe nie. Ja. Ek wil die produk na hom. Ja, ek wil amper sê en jy moet en dit kan nie, soos jy sê het reglik, die Basterkrag komponent is die geleentheid. Dit is gaan 'n bietjie oortuiging vat vir ouens om weer in 'n kruisstelsel te glo en te belê, maar ek dink tog is doenbaar. Daar's baie interessanthede vir my uit 'n genetiese hoek van dit ook. Is baie vergelykbaar met mielieteeling en goeters. Nou, alles is gekruis en goed. Ons weet nie eers wat is die samestelling van die kruis nie. Maar
hulle het ook beweeg na 'n F2 kruis is hulle beste produseerders waar dit vroeër F3's was. So dis net die maksimalisering van daardie heterose. En daar's waar dit vasgevang daar so. Hoe gesels die beesgenootskappe met mekaar? En ek wil sê en is dit nie so is nie, hoekom nie? Hoekom? Ek Of is daar nou maar 'n bietjie kompetisie of is dit nou maar net niemand? Ek sien dit nie meer regtig so. Miskien met sekere rasse wat dalk nou dieselfde rol as ons vervul, maar ek het redelik kontak met die Sussex genootskap en met die Angus genootskap. Ek nogal redelik kontak en ons eintlik glad nie kompetisie vir mekaar nie. Nou kom ek voel ons kan eerder vennote wees as iets anders. Maar ek dink dit is 'n bietjie uit die boks uit teenoor die normale wat in die verlede die status quo was. So, Ja. Ek dink dit is maar wat ons bietjie terughou daarso. Dink jy die back and close hier nou? Ek wil dit is nou ek wil sê dis nou al ou nuus. Ek wil 'n bietjie daar ook stil staan in terme van wat is jou perspektief, wat sien jy jou opinie, maar dink jy selfs daar in terme van wat back and close hier ons almal laat bietjie regop sit en hande vat, is dit dalk die ietsie wat ons nodig gehad het om 'n bietjie om 'n tafel saam te kom? Dit sal verseker help net saam praat en goeters. Ek oor die wat gaan gebeur met die back and close situasie weet ek nie. Ek is eintlik maar redelik bekommerd want ek is bevrees net 'n deel gee sy samewerking. Daar is vee wat absoluut wat in ons kommunale gebiede ek was nou maar hier's 'n straatbees. Hy stap net daar, weet jy nie. Ek dink dit bly die groot probleem daarso. Hoe daar is seker programme wat uitreik en van daai beeste onderskep en dit veilig kry vir almal, maar ek dink daar's gate daarso nie net wat daar gaan party deur die krake val en ek dink ek is bevrees dit is 'n ding wat gekom het om te bly by ons. Is dit? Ek hopelik is ek verkeerd, maar ek is baie bevrees. En hoe sien jy wat is daai hoe sê my as jy nou daai genie lampie kan vryf? Hoe sal daai plan op papier lyk? Of wat dink jy wat moet gebeur om die probleem op te los? Kyk, daar moet absolute 100% beheer oor elke bees in die land wees. Dit is 'n groot ding. So is weer daai naspeurbaarheid, is daai traceability naspeurbaarheid en jy gaan die wet moet streng toepas. Dit is ongelukkig die enigste manier wat ons weer skoon state sal kry in my opinie. In 'n mate hoop ek eintlik daar's 'n veiliger entmiddel iewers op. Ek het so 'n vroulike hoor fluit laat in Australië is aan ontwikkeling van 'n veilige stof wat dit nie versprei weer nie. Ek sien. So ek hoop nou maar duim vas, maar tyd sal leer. Wat is daai in terme van kom ons praat 'n bietjie naspeurbaarheid. Jy weet daar's die hele en ek het vir jou genoem gister vir Dr. Jane Basey gehad ook wat sy sê ook vir die wetgewing sê, jy weet is nou 'n tatoeëermerk is 'n tag en ander en daai en ander wat dit komplementeer natuurlik is tegnologie. Ek dink aan ID scan byvoorbeeld in terme van naspeurbaarheid en so aan, maar nou sê die manne ook, ek wil sê van die kommersiële boere wil nou mou, hy wil nou R15 nou is hy nie bereid om R100 te betaal nie, maar hy verstaan nie die kommersiële impak dat daai R100 is 'n investering wat vir hom meer geld gaan terugkry as hy daai naspeurbare tegnologie implementeer. Kyk, en dan nou die kers op die koek is as ons die naspeurbaarheid 100% implementeer, maak dit vir ons uitvoervelde oop. Ja. So daar's so 'n groot kersie, daar's 'n groot beloning as ons dit gaan regkry. 100% almal moet saamwerk en inklim. En ek weet nie, ek hoop ek's verkeerd. Ja. Ek dink net gaan moeilik. So dis weer eens 'n kwessie van jy gebruik die beste tegnologie vir jou beeste, maar die straatbees wil ek sê lokasiebees is niks. Kyk, onthou, of maar jou om uit die stelsel uit, nee. Onthou, ons het dan byvoorbeeld 'n 100% insluiting vir databasis nodig wat absoluut al die diere op is.
help nie as jy 3 verskillende database byvoorbeeld nie. So dis weer die konsolidasie van data en ek dink dis wat deel wat hulle besig is om reg te doen. Ek dink dit is daarom besig om in plek te val, ja. Ek dink vroeër Intergis en die LNR het die rol gespeel, maar ek is oortuig die kommersiële data is nie daarop nie. So, van 'n stoetkant af is eintlik maklik. Ons doen eintlik alles klaar. Ja, anders dan gaan jy gaan nie een wil verkoop as jy nie volgens die reëls. So, ons val net eintlik in. Dit is die uitdaging bly om 'n kommersiële boer in te kry. Kommersiële boer en 'n kommunale boer. Ek dink is eintlik die grootste uitdaging. En weer eens, ek sien hoe die ouens om die tafel sit. Of is dit gebeur dit? Ek is nie heeltemal die een om te vra daar nie. Ek wil nie name noem, maar ek weet daar's 'n organisasie wat se naam die hele tyd opkom wat iets dalk met rooi vleis te maak het wat maar die ouens voel nee, dis dinge gebeur nie soos dit moet nie. Ek glo dit is maar waar die gesprekke moet wees en hulle moet die leier rol daar inneem. En ek dink tog RMI is doen die laaste van Back and Claw uit is dink ek doen hulle goeie werk in die opsig om ons nader te kry daarna toe. Maar ja, ek was nou nie persoonlik deel van al die gesprekke nie. Ek sien dit maar as 'n buitestander, so ek is nou nie heeltemal die een om te vra nie. Ja, ek wil vir jou 'n snaakse vraag vra. Ek wil terugkom na die ek dink weer aan die genootskappe en weer eens hoe sit julle ouens om 'n tafel. Weer eens is breinkrag, is waardevolle opinies, praktiese opinies, voorstelle en so aan. Jy het gesê jy is die Afrikaner oudste genootskap en die sentiment komponent het julle terughou. Wanneer trek jy 'n lyn wanneer jy sê genootskap is nou tyd om die deure toe te maak? Ek wil amper sê, is dit so maklik? Of jy weet, ek wil amper sê hoe konsolideer al hierdie handelsmerke? Dis nou 'n moeilike vraag daai. Ek dink nie ons Afrikaner genootskap byvoorbeeld het klein geword al, maar ek dink nie ons staan in gevaar om dood te gaan nie. Al is ons net 'n paar ouens, die passie is daarso, die diere is daarso en ek dink die rol wat ons in 'n bedryf vervul gaan nie weg nie. Dit is nog steeds daarso. So ek dink dit hou dit lewendig en dit sal dit nog in die toekoms altyd lewendig hou. Wanneer is ons nie meer relevant nie? As ons nie meer 'n bydrae kan maak nie. As daar alternatiewe is. Of kom ek as die alternatiewe soveel beter opsie is, laat niemand ons meer kies nie. Ek verstaan. Dan is ons nie meer relevant nie en dan sal dit doodloop. Maar ek dink regtig nie dit is die geval nie. Dan die net het mos nie weggegaan nie. Ek wil daai selfde wat die ons Mara gemaak het. Ja, is nog steeds daar. Die fondasie is nog steeds daar. Jy kan dit nêrens anders in die wêreld kry. So dit is wat my daarom moet gee. Ja. Hoe lyk dit so? Gee vir ons wat nou nie genootskap ken nie, weet hoe groot julle, waar kom julle vandaan? Hoe vergelyk dit met, jy weet so half net so onder die bonnet. Laaste getalle wat ek sê, ons is so omtrent, ek dink ons net onder 20 lede nog oor. Ek dink so omtrent 3000 beeste. Ek is nie heel seker van die getalle nie, dalk al bietjie minder. Ons het maar ook deur 'n proses gegaan wat ons sterkkant uitgooi. Stel 'n bietjie meer daarso ook, weet ek wil sê wat is daai uitdagings binne in die genootskap wat julle tot dusver mee? Snaaks nog, ons het nogal 'n studie laat doen om te bepaal of raak ons genetiese pool te klein en Stamboek het nogal baie moeite in gesit en eintlik tot die gevolgtrekking gekom, nee glad nie. Ons eintlik nog 'n baie genetiese pool en al is ons getalle nou man, dit is nie net nabye toekoms 'n beperking vir ons nie. En eintlik deur die hulpstamboek
oor al die jare eintlik. Ons het nou 'n visieprogram gehad op 'n stadium, maar ons het 'n oop opstaan soos al die ander rasse en daar bly maar eintlik vreemde gene in 'n klein mate altyd so inkom wat eintlik 'n gesonde ding is. Rasse weet ek wat dit toegemaak het baie gou dit weer oopgemaak. So ek glo dit is maar om daai vreemde gene konstant bietjie in te bring. Ja, ek hoop dit antwoord die vraag. Ja, so maar in terme van die genootskap self, julle het nou, weet ek wil sê die rebranding en so aan, pak 'n bietjie daai uit, wat is die uitdagings met dit, hoekom het dit gebeur, ja, hoe sien julle die dinge? Dit is seker, dit eintlik begin by 'n besluit wat ons gemaak het, luister, kom ons sit die sentiment eers bietjie agter. 100% produksie, vleisproduksie rand en sent in jou sak. Dit is die 100% die teiken waarvoor ons gaan. En dit het veroorsaak dat ons 'n bietjie moet breek met van ons verlede. Ek wil dit nie weggooi nie. Mense is trots op dit. Ja. Maar dit is 'n nuwe blaadjie wat mense omslaan en ek moet nou die mark daar buite gaan oortuig van laat dit die produk meer wins toe gaan toevoeg. En ja, dit is soos 'n nuwe baadjie aantrek en die waarborg van die kwaliteit wat ons dan bied aan die mark. Wat het veroorsaak het julle tot op hierdie punt toe moes kom? Is dit ek weet dit is maar krimpende markte. Dis ja, dit is eintlik snaaks. Plaas luister en leer ons eerder. Toe moes ons dit eers in ons sakke begin voel, dink ek. So dit is 'n bietjie ironies eintlik as jy daaraan dink. Ja, dan as jy nou terug is soos hulle sê, jy weet, hindsight is 2020. Is daar 'n tipping point? Is daar 'n punt waar jy sê, hoorie, ons moes al 3 jaar gelede hierdie gedoen het, as jy nou terugkyk? Of is dit 'n moeilike, hoe sê hulle mos daai, weet jy, bankrot, dit was bietjie vir bietjie en toe skielik, nee. Eintlik, ja. Eintlik is dit 'n ding wat al baie lank kom. En dis 'n verandering wat eintlik ook al baie lank kom, maar die verandering stoom en dan verloor hy weer stoom en dan ek dink dan kom daar weer 'n fokus skuif weer terug na die sentiment toe. En weer eens mense is trots op dit is jou trots wat dit is jou Achilleshiel. Ja, maar ek wil sê jou trots moet nie geld kos nie. Dit is ek dink ons het in die geskiedenis 'n paar keer ons het gevorder, ons het weer 'n bietjie teruggeval. So hoop ek ons wat dit daai tyd moeiliker gemaak het, dit is 'n groter groep mense wat oortuig moes wees. Omdat dis seker wat nou baie maklik maak is om 'n klein groepie mense te oortuig saam te stem. Is eintlik baie maklik. So, die ouens het klaar ingekoop. Ja, ek wil net sê dit is 'n interessante punt wat jy maak en dit het ook uitgekom vanmôre in hierdie paneelbesprekings van hoe groter die groep is, hoe meer problematies word dit. Jy moet 'n strategiese grootte, kleiner is beter om vinniger besluite te neem. En ek dink dis nou weer die positiewe kant van die negatief. Jy het gekrimp, maar nou kan jy weer vinnig besluite neem en ja, ek sien dit duidelik so. Die lede van die genootskap het 100% ingekoop in dit en daai missie is daar. Hulle gaan daarvoor. So ons praat nou na speurbaarheid, so terwyl van dieregesondheid, back and claw. Soos ek regtelik sê, ek dink dis weer eens is almal nie om die tafel sit nie. Dit gaan na blind spots wees in gate. Ja. Veediefstal. Ek bedoel interessant, ek dink nou weer aan Jane gister hoe baie van die ek wil sê moord of geweld is gekoppel aan diefstal. Weer eens wat gebeur daar buite? Julle is op die grond, hoe sien julle dit? Wat doen julle anders? Van my oogpunt en my hoe kan ek sê ondervinding met rondom ons plaaslike veiligheid en goed veral veediefstal, hoe meer jy dit bekamp oor die algemeen, hoe minder word jou totale misdaad. So mens moet dit ernstig opvat en dit is regtig sleg as beeste eers geïdentifiseer moet word by 'n veiling en niemand kan die eienaar bepaal en goed en as dit so lank vat weer eens dan val die hele misdaad deur die krake en 'n misdadiger kom los daarmee. So ek dink almal weet, sorg dat jy beeste gemerk is dat hy
dat jy hulle kan uitken. Dit is Is dit 'n groot probleem? Ek bedoel in terme van uitkenning van die beeste, is dit ek wil sê hoekom is dit 'n probleem? Maar in die sin van is weer eens dit wetgewing, ek wil amper sê sny die oor af of sny die tag af, krap die tyd toe, brand die brandmerk. Dit alles gebeur, maar daar's ook 'n bietjie laksheid van sekere boere se kant af. Onthou, dit is werk om die brandmerk te gaan, die dier te gaan brand. Dit is werk om die kaartjie aan te sit en goed, en party doen dit net nie. So, die boere is te blameer daarso. Ja, dis nou, voel ook nou 'n bietjie soos die kerk, die dominee wat vir die mense in die kerk preek, maar dit is maar uit en uit een van die uitdagings daarso. Ek dink ek kan vir enige ou wat betrokke is met veiligheid vra. Dis sy grootste kopseer is om daai beeste wat verdag is te koppel aan 'n eienaar. Dis baie interessant. So dis nie dat die tags of die tattoos die probleem is per se. Dat die ou, jy weet, ons weet nou ja, soos ek sê daar's nou baie stories al gehoor waar die ou kom aan die bloed loop hier by die bene. Ja. Die tags missing. Nou kan jy vir die polisie sê dis my beeste daai. So ek wil amper sê so jy het daar's tweeledig as ek jou sou hoor. Is laksheid van party kommersiële boere wat dood eenvoudig dit net nie doen nie. Ja. Wat dan daai ek wil sê die geleentheid gee vir die maklike diefstal. Ja. En die moeilikheid waarmee gepaard gaan. Ek dink dis die ander ding, is nie net die vir diefstal nie. En nou wil my tweede vraag is in terme van tegnologie beskikbaar om dit makliker te maak om die beeste te identifiseer. Wat sien jy daar of hoe sien jy daai geleentheid? Ek weet Albert is al 'n hele ruk, skat seker 4-5 jaar besig met die ID scan. En ek sien dit as 'n regtig 'n groot oplossing, want dit is baie maklik. As jy dit op een groot nasionale database kan sit, die persoon by die veiling of wat ook al wat nou wonder hoekom is die beeste oor af en dit bloei nog, kan self foto neem en scan en uitvind wat is wie is die regmatige eienaar van die dier. Dadelik net daarso. Nou is die kanaal, nou moet hy dit eers uitsê op die oorhoofse veiligheidsgroepe en dit word versprei tussen die boere weer in die kleiner groepe en so hoop hulle dan iemand sal sy beeste herken en dan sê okay, dit is myne tevore kom. Maar teen daai tyd is die veiling al verby baie keer. So dan het 'n misdadiger weggekom. Ja. Dit is so as jy dit kan implementeer, moet ons sommer klaar 'n naspeurbaarheidstelsel in plek ook. Maar daai is, ek wil sê dis 'n superior stelsel, maar nou sit jy nog steeds met die verkeerde houding van boere wat nie, sy nie nou 'n tag gebruik nie, gaan hy nie ID scan gebruik nie. So is hierdie boere, is hulle die uitsondering op die reël of is daar meer as wat mense moeilik om te sê. Ek dink die kommersiële boere sal dit doen. Dit is dalk meer, en dalk is my kennis ook nie, man. Ek weet nie die kommunale boer hoe gaan hy daarvoor invul. Maar dit bring tog vir hom ook waarde. Ja, want hy word en hy kry, ek wil sê hy kan nie 'n premium kry nie want hy kan nie bewys, kan 'n goeie bees wees, maar hy kan nie bewys dat hy hy kan eintlik nie deelneem aan die veeverbetering nie, want jy weet nie wat jy kry nie. Maar ek dink dit sal tog vir daai man ook waarde toevoeg, want dit is sy sekuriteit. As hy bees steel, dan is die kanse baie beter dat hy gevang gaan word. Dit is nie net dat hy nou weer by die man langs aan loop en hy kan nie bewys hy sy bees nie. So ek dink tog dit is iets wat moet gebeur. Dit is dit moes al eintlik lank al gebeur het, maar ek hoop maar die ouens wat dit dryf kan deurkom en word die ouens accountable gehou. En is weer een van daai is hoekom vat dit so lank? Ek weet die regering en wetgewing verandering is soos Jane ook gister gesê het, ek dink hulle sal wag nou al 5 jaar en hulle so daar's baie inisiatiewe en so aan, maar weer eens is dit omdat die genootskappe of die kommersiële boere nie mooi hande vat nie en nie genoeg druk kan toepas nie, of wat dink jy as jy kyk na jou? As ons gaan wag vir die regering om te doen,
onthou hulle het ander belange ook. Ek dink dan gaan dit nooit gebeur nie. Dan is dit doodgebore al klaar. Die rolspelers wat die waarde daar uit gaan net moet dit dryf. Ek dink nie ek is nie seker of daar wetgewing wat in ons pad staan nie. As daar is, dan kan mens die regering nader om dit uit die weg te ruim en goed, maar ek dink die rolspelers moet die ding dryf. Dis baie belangrik glo ek. RMI is maar deur ons, dit is eintlik maar ons verteenwoordigers by die regering, so laat hulle rol speel, maar moenie wag laat die regering dit gaan doen nie. Of ek nou goed of sleg bedoel, maak nou eintlik nie saak nie, hulle het ander belange. So jy praat nou rolspelers, interessant, en ek gaan net 'n statement maak en dit ek wil sê dis my vraag, jy weet, helfte van ons mielieproduksie word opgevreet deur beeste. So ek wil sê tegnies is ons ek wil sê mielieboere is eintlik maar in die beesbesigheid. Ja, ek sê mens moet mielies nogal nie so as 'n glamorous sien nie, maak my eintlik net vir die beeste, maar ja. Nee, en ek wil sê in terme van die rolspelers so jy het nou soos vanmôre het Graan SA se Tobias daar gehad, jy weet, en soos ek sê Dewald en so aan, en dis selfs daar ook waar die ouens dink ek die geleentheid mis om notas te vergelyk. Kyk, as ons 'n uitvoerbeen kan aan die gang kry, dan tel die hele ekonomie op. Daar's weer mark vir 'n groot deel van ons oorskot mielies. Die ekonomie sal groei dan. En die bedryf sal uitbrei as dit kan gebeur. So weer eens, ons moet dit net aan die gang kry. Wat is jou opgewonde oor 2026? 'n Boer dink ons nie so ver vooruit nie. As ons net nou eers plantseisoen en kalfseisoen deurkom, so ja, mense is altyd. Ek wil amper vir jou sê weer eens, wat sien jy daar buite, ekonomies gewys, weergewys, geleentheidsgewys, amper soos 'n mini SWOT-analise. Ja, ek gaan nie probeer weer voorspel nie, dit gaan ek vir jou sê. Party is dit nog nie daai les geleer nie. Nee, ek sien uit as ons die vennootskappe, kom ek sien dit nou eers uit 'n Afrikaner wees oogpunt uit. Ek sien uit na vennootskappe met ander genootskappe. Laat ons die kruisdeel ding aan die gang kry. Daai se ek wil sê that's soos Engelsman sê the low hanging fruit. Ek dink regtig, dit is ek sê nie low hanging, want dit is nie noodwendig so maklik nie. Ons gaan 'n bietjie 'n persepsie moet swaai onder die kommersiële beesboer, maar ek sien 'n groot geleentheid vir my daarin. En dit is lekker. Dit is ek hou van sterk vennootskappe en goeters. Dit is my lekker as mense bymekaar kom. Dit is nie lekker as hulle uit mekaar uitspat. Wie is daai genootskappe wat ideale is jy nou weer eens as jy nou 'n lys kan optrek so dat hierdie ouens sal ideaal wees? Interessant, ek het eers hierdie Sussex eintlik met my begin praat oor dit. En so ek nou redelike paadjie met hulle gestap. En nadat het die Angus my ook begin nader van hulle lede en goeters. En ek het nog maar net baie kortlik nog gesprek gehad met die Charolais teeler wat ook belangstel om dit te doen. Jy kry natuurlik nog 'n Huguenot ras bestaan nog wat Afrikaner Charolais kruis is, maar ek dink daar's tog 'n behoefte aan vars kruise weer. Bring jy heterose terug en ja, ek dink daar's 'n mark vir dit. So tipies dink ek maar jou Europese Taurus rasse dit is waarmee ons goed kruis. En so dit is sal seker die eerste punt wees waar ons kan aanknoop. En ons is ook nie eintlik 'n oppositie vir mekaar nie. Ons verskillende rolle in die veebedryf. So ek dink is makliker dan om hande te vat. Ek wil sê dit is meel en eiers, maar saam gaan jy koek bak. Ja, nee, dit is ek dink is 'n goeie beskrywing, ja. So ja, ek hoop regtig dit kom
word meer as net 'n idee in my kop. Ja. Ja, maar dit is opwindend obviously en ek wil sê ek weet ons ouens is ook werk 'n bietjie nouer saam met julle. So dit sal interessant wees so kom die ouens om 'n tafel te kry en daai te fasiliteer en weer eens meer breinkrag, Wel, meer idees. ek sal bitterlik by wees vir julle hulp en goed daarso. Ja, en dit is lekker. Bob, dankie vir jou tyd. Dankie, is lekker om 'n perspektief. Dit is baie opwindend laat soos jy sê, jy het my actually nou laat en ek wil net weer beklemtoon wat jy gesê het. Dit is ek wil amper sê in die proses van hierdie die genootskap wat begin krimp het. In die proses van die krimping is die spoed van die besluitneming word vinniger en nou is die geleenthede weer. So dis baie interessant en dit is actually is 'n baie positiewe manier om daarna te kyk en dinge weer vorentoe te vat. Ja, elke aksie het seker sy geleenthede, so ek dink ons moet net aangryp en positief en gaan. Vat hom vas. As ons planne opraak dan het ons probleme. Dankie vir jou tyd, ek waardeer jou. Ja, ek sê vir jou baie dankie Jacques, dis lekker.